Haai mensies, ons is so opgewonde om julle bekend te stel aan Laurens Joubert, wat elke donderdag vir julle gaan vertel van Oom Eldie se wêreld. Laurens se stem pas so goed by die storie, dat hy het vir julle alles gaan lees, en ek sal nou en dan inpop. Oom Eldie is sterk Afrikaans, sterk klein dorpie en sterk Karoo. Ek weet julle gaan dit geniet. So maak seker julle onthou, Oom Eldie se wêreld op donderdae, eksklusief op slaapstories vir groot mense. Hallo, my naam is Laurens Joubert. Ek is 63 jaar oud en ek bly op welgelegen my klein laventelplaas in die Langeberg Garcia distrik, naby Riversdal in die Klein Karoo. Dis 'n plek waar die lug nog skoon is, die wind nog stories vertel en waar dinge stadig gebeur, maar altyd met 'n doel. Ek het groot geword op die plaas Rietfontein in die ou Wes-Transvaal. Daardie jare, die mense, die plek, die plaaslewe, is die grond waar die Oom Eldie stories groei. Oom Eldie is gebaseer op my herinneringe van daardie tyd. Die karakters het werklik bestaan. Ou Ramapoi was ons voorman. Die tannies, die dominee, die klein dorpiese mense. Hulle was almal daar. Sommige van hulle leef nog, ander is lankal weg. Maar ons stories bly. Ek skryf nie vir pryse nie. Ek skryf omdat hierdie stories gevra het om vertel te word. Dis autobiografies, maar met 'n laag fiksie daaroor. Omdat die lewe self soms te vreemd is vir die waarheid alleen. Oom Eldie se wêreld gaan oor mense, gewone, deurmekaar, skaam oulike mense, wat probeer leef op plekke waar die reëls nie altyd duidelik is nie. En as jy dink jy ken die eindpunt van 'n storie, wag net. Eldie het 'n manier om dinge te laat draai. Besoek www.wellfarm.co.za vir meer oor my en welgelegen. Dankie dat jy luister. En dankie Madeleine vir jou stem. Dit is 'n eer. Nou maar toe, kom ons gaan nou terug na Oom Eldie se plek en daardie tyd, want is daar waar die stories wag. Oom Eldie Joubert se wêreld is gesetel op sy plaas hier naby 'n dorpie iewers in die Klein Karoo in die 1950s en 1960s. Dis 'n tyd van stoere manne, kleisteenhuise, Toyota stout bakkies en selfdoen oplossings. Maar Oom Eldie, 'n man van groot planne, is 'n wandelende ramp wat deur hierdie stil gemeenskap beweeg, soos 'n veldvuur oor 'n hoop strooi. Verwoesting volg sonder dat hy dit ooit sien. Hy is 'n boerling van die Klein Karoo en trots daarop dat hy saad 5 suksesvol geslaag het met sy eerste poging. Vir Oom Eldie was hoërskool 'n vervelige konsep en nie waardig van sy talente nie. Hy het nooit eintlik 'n behoorlike beroep gehad nie, maar het 'n vlamskerp vermoë om homself as 'n deskundige op enige gebied te beskou. Sy leeftyd van ervaring, wat eintlik maar net 'n string mislukkings is, maak hom oortuig dat hy altyd reg is. Hy streel sy lang wit baard gereeld, asof dit sy brein aanhelp, met nog 'n briljante idee. Hy is optimisties tot die dood toe. Geen ramp kan hom oortuig dat hy 'n fout gemaak het nie. En as iets verkeerd loop, dit was iemand anders se fout, altyd. Die mense in Oom Eldie se wêreld. Rondom Oom Eldie beweeg daar 'n galery van karakters, wat almal op die een of ander manier deur sy chaos geraak is. Koos Kappie, sy lankmoedige buurman, wat al deur heininge, dakke en planne geraak is.
Tannie Hester, die kafeevrou, wat al menige eksperiment oorleef het. Ou Dominee Visser, wat 'n sagte hart het vir LD, maar wie se kerkvensters al keer op keer deur sy planne getref is. Posmeester Japie Becker, wat stempels versamel het en stilte verkies. Ou Dokter van der Linde, die wyse ou dokter wat altyd 'n rol pleisters en laventelolie gereed hou. Sergeant Doopie Skuman, die knorrige polisieman met die sagte hart. Oom Willie, die apteker, stil en uitdrukkingloos, maar altyd met 'n maatlepel in die hand. Oom Mapoi, om LD se voorman, wat knik wanneer LD opdragte gee en dit dan volkome ignoreer. Frik van die kerk, LD se aardvyand, presies, suksesvol, die koue rasionele orde teenoor LD se chaos. En dan is daar nog oom Smulders van die algemene handelaar, burgemeester Gerry de Wet, die twee skinderwek tannies Taminkie en Takatrinkie, die vrou Ruda, die bibliotekaresse en verskeie ander mense wat almal op een of ander manier hier om LD se wêreld geraak is. Maar van al die mense in om LD se lewe is die stilte wat die hardste skree, die met aan die Leni van die telefoonsentrale. Sy weet alles, hoor alles en onthou alles. En om LD het 'n heilige vrees vir haar. Is dit iets wat sy weet? Dalk daar die een gesprek wat sy afgeluister het? En wat dit ook al is, sy gebruik dit nie teen LD nie, nog nie. Of is dit dalk iets anders, iets wat hy nie self eers verstaan nie, maar wat hom laat skugter word wanneer hy haar stem hoor. Die dag toe Koos Kappie vir hom LD ontmoet het. Die Koos Kappie self vertel. Ek onthou dit soos gister. Dit was 'n Saterdag, warm genoeg om jou sokkies nat te sweet, nog voor ontbyt. En ek was op pad dorp toe om 'n sak sement te gaan koop. Die 3de die maand, dankse die gat in my agterstoep wat al hoe groter raak. Ek het hom die eerste keer gesien waar hy op die rand van die pad staan, met 'n stuk ysterpyp in die een hand en 'n skoen sonder veters in die ander. Geen voertuig in sig nie. Net die man met 'n baard so lank soos 'n dopraadsvergadering en oë wat blink soos iemand wat pas 'n dom idee gekry het. Koos, né? Was sy eerste woorde. Ek het hom nog nooit gesien in my lewe nie. Hoe weet jy my naam? Vra ek versigtig. Dis die Here wat praat, my broer, sê hy ernstig. En hy sê jy is die man wat my gaan help. So begin dit. In 'n kwessie van 5 minute het ek myself bevind met 'n tou wat hy vasgemaak het aan my bakkie se agterste bumper. 'n Ou staaltank op die sleepwa en 'n plan, soos LD dit genoem het, om reënwater op te vang met atmosferiese druk. Teen die tyd wat ons die tank en die sleepwa op sy plaas afgelaai het ek al my eerste kamp gekry. My hemp is geskeur en ek het besef ek is vasgevang hier in iets wat geen mens alleen sou probeer. Later daardie week het ek my eerste heining verloor, toe hy sy selfstabiliserende windpomp losgebreek het en oor die draad gevlieg het soos 'n vleiende vullisdronk. En nog later, toe sy bioglas eksperiment ontplof het, agter die hoenderhok, het ek vir die eerste keer begin dink, ek moet op verhuis. Maar ek het nie. Want elke keer, na elke ramp, elke gebarste pyp, en elke krywer wat in 'n sloot beland, staan hy daar, krap op sy baard, en sê met absolute oortuiging. Koos, ek dink ons is op die regte pad. Dis nou dekades later. En ek is nog hier. Nog langsom. Want sien, die man is ramp, ja, maar hy is ons ramp. Nie lang daarna het die volgende gebeur. Die dokter van der Linde vertel. Ek sal meer as 40 jaar die enigste dokter in hierdie vallei. Ek ken elke boer se borskas, elke tannie se bloeddruk.
en elke kind se geboortemerk. Ek weet wie maak of hulle siek is om nie skool toe te gaan nie, en wie laat hulle simptome langer hou vir 'n bietjie ekstra aandag. Maar om Eldie Joubert, of soos Almapoy hom noem, die ou kerel, bly vir my 'n misterie. Daardie dag het Almapoy 'n kind gestuur, nie paniekerig nie, net eenvoudig en direk soos altyd. Sê vir Dok, het hy gesê. Die ou kerel bly stil. Te lank nou al. Iets is nie reg nie. En toe die kind net so omgedraai en geloop. Ek my tas gevat en gery plaas toe. Die lug was stil. Daardie tipe klein Karoo stof wat jy laat voel jy's alleen. Al weet jy, sy oë is oral. Toe ek agter die huis instap, sien ek hom, oom LD. In die middel van iets wat lyk soos 'n klomp opgestapelde rommel. Maar dit was duidelik met oorgawe gebou. Koperpype, spieëls, draad, verbind aan 'n melkkan wat aan 'n boomtak buite hang, en 'n gebreekte verkyk op die vensterbank. Hy sit doodstil onder dit alles, in 'n kampstoel, en staar op na niks spesifieks nie. Jy het gekom, sê hy, om rond te kyk. Almapoy het gesê jy is stil, sê ek. Toe kom ek maar. Hy wys met sy een hand na die statuur. Dis die optiese konsole. Ek het hom uiteindelik aan die praat gekry. Wat doen hy, vra ek. Al weet ek beter. Hy vang daai impuls vas, die een net voor 'n mens besluit. Daai flits wat gebeur voor skuld, voor eerlikheid, voor sonde. Dis 'n breekpunt, die mensdom se mikrosekonde van waarheid. En ek het hom vasgevang. Ek kyk na die pype, na die glimmende aluminium, na die kleeflint en die verslete verkyke. En jy dink dit werk? Ek weet dit werk. Ek net sy pols normaal, sy oë helder, maar afwesig. Hy ruik na son, stof en olie. Niks ongewoon vir LD nie. Jy eet? Ek en Almapoy kom reg, ja. Jy slaap goed? Ek droom beter as wanneer ek wakker is. Ek sê niks. Ek sien meer daar om te oortuig of te diagnoseer nie. Ek is daar om teenwoordig te wees. En dan sê hy dit. Jy is die enigste wat nog kom. Nie in verwyt nie, nie in selfbejammering nie, net bestelling. Ek kyk na hom en ek weet op die een of ander vreemde manier dat dit waar is. Ek het op pad terug dorp toe my notaboek oopgemaak en geskryf. Ouderdom stabiel. Hartritmies, gedagtes onbekend. Gees nie gemeet nie. Ek my notaboek toegemaak en sonder enige musiek huis toe gery. Stil en met deernis en verwondering oor die ou kerel, soos Almapoy hom noem, se doel op hierdie aarde.